Het jy al ooit stilgestaan en gedink, hoe presies is hierdie ongelooflike netwerk van pype binne in jou gebou? Wel, vandag gaan ons presies daardie storie ontrafel. Dis 'n verhaal van ongelooflike presisie-ingenieurswese, alles wat gebeur het in die heel eerste paar weke van jou lewe. Kyk, in daai heel vroeë dae van ontwikkeling is dit 'n absolute wedloop teen tyd. Jy moet jou 'n groeiende embrio voorstel soos 'n stad wat oornag opskiet. Dit het dringend infrastruktuur nodig en daar's 'n harde spertyd. Teen week 4 moet daar 'n werkende bloedsomloopstelsel wees. As dit nie daar is nie, is oorlewing eenvoudig net nie moontlik nie. So, die groot vraag is, hoe op aarde bou jy 'n hele bloedsomloopstelsel van niks af nie in net 'n paar weke? Dis nogal 'n vraag, né? Reg, kom ons duik in. Om dit te verstaan, moet ons heel eers kyk na die twee basiese bouplanne wat die liggaam gebruik om daardie heel eerste pyplyne te lê. OK, so die liggaam gebruik twee heeltemal verskillende metodes om hierdie netwerk aan mekaar te sit. 'n Goeie manier om daaraan te dink is, dink aan die verskil tussen die bou van splinternuwe hoofvee van die grond af op en om net klein systraatjies by 'n bestaande padnetwerk te voeg. So, hier is hulle nou. Eerstens het ons vasculaar genese. Dis die groot een, die bou van niets af. En hier's die ding, dit gebeur net een keer, reg aan die begin. Dan aan die ander kant het ons angiogenese. Dis die proses waar nuwe vate uit ouers bot en dis hoe jou liggaam deur jou hele lewe nuwe bloedvate maak. Dink aan wanneer jy oefen of 'n wond genees, dis basies die liggaam se deurlopende instandhoudings- en uitbreidingsplan. Goed, so nou dat ons die basiese gereedskap het, kom die eerste regte groot uitdaging vir die embrio. En dis 'n groot een. Die bou van daai hoofpype wat reguit uit die hart kom. Jy kan dit amper sien soos om die hoofaansluitings vir die hele stad se waterstelsel te ontwerp. Alles moet perfek wees. Stel jy nou dit voor, 'n loodgieterstelsel wat aan die begin heeltemal perfek simmetries is. Daar's 6 pare pype. Dis die beginpunt. Maar, en is 'n groot maar, dis glad nie hoe die finale ontwerp lyk nie. Glad nie. Dit is eintlik net die rou materiaal waarmee die liggaam gaan werk. Nou, hierdie is nie sommer net 'n eenvoudige bouprojek nie. Dis 'n ongelooflik presiese hermodelleringsproses. Sekere dele moet heeltemal verdwyn in 'n baie spesifieke volgorde, terwyl ander heeltemal van vorm verander. En dis krities, want as net een van hierdie stappe verkeerd loop, werk die hele stelsel net eenvoudig nie. En voilà, hier is die finale meesterstuk. Uit daardie aanvanklike simmetriese uitleg word hierdie elegante, super doeltreffende en, let wel, asimmetriese stelsel gevorm. Dis perfek ontwerp vir presies wat die volwasse liggaam nodig het. Maar wat gebeur as daai instruksies vir hierdie komplekse legkaart net 'n klein bietjie anders gevolg word? Wel, die antwoord mag jou dalk verras. Dit gebeur baie meer gereeld as wat die meeste mense dink. Kyk hierna. Slegs sowat 65% van ons het daardie sogenaamde normale patroon wat ons nou net beskryf het. Dit beteken vir meer as 1/3 van almal van ons lyk daai hoofpype wat uit die hart kom 'n bietjie anders. So vir daai ander 35% is variasies eintlik die norm. Die een wat ons die meeste sien, is die sogenaamde boweenboog. Wat dit beteken, is dat in plaas van 3 groot takke wat van die aorta afkom, is daar net 2. Een van daai 2 groot stamme verdeel dan net 'n bietjie verder af. En is belangrik om te weet, dis heeltemal normaal en veroorsaak so te sê nooit enige probleme nie. Maar wat gebeur as 'n stuk van die legkaart wat eintlik moes verdwyn, dit net nie doen nie? Kom ons kyk na 'n baie fascinerende voorbeeld van presies dit. Wanneer een van daai ou, primitiewe bloedvate wat veronderstel is om weg te gaan, hardnekkig bly vassit. Wel, daai fout in die sloopfase, as ons dit so kan noem, skep iets wat ons 'n dubbele aortaboog noem. En dis presies wat die naam sê, dit vorm 'n volledige ring van bloedvate wat die ligpyp en die slukdarm heeltemal omring, soos 'n kraag. In sekere gevalle kan dit nogal probleme veroorsaak met asemhaling of sluk, veral by klein babatjies. Reg, so ons het nou die sentrale hoofvee uitgepleis. Kom ons beweeg nou 'n bietjie verder weg van die hart af en kyk hoe hierdie hele bloudruk uitgebrei word om die loodgieterswerk vir die res van die liggaam te bou. Soos jy kan sien, is die ontwikkeling nie oral ewig ingewikkeld nie. Die are in die arms byvoorbeeld volg 'n redelik eenvoudige pad. Die bene al 'n bietjie meer kompleks, maar die absolute wenner as dit by kompleksiteit kom, is die veneuse stelsel. Dis die are wat bloed terugbring hart toe. Hulle moet uit allerhande klein kanaaltjies saamvloei en dit los baie meer ruimte vir allerhande variasies. So, na dit alles, kan jy dalk vra,
Hoekom maak hierdie oeroue storie van ontwikkeling enigsins saak vandag? Die antwoord is, want dit is nie net een of ander abstrakte storie in 'n biologieboek nie. Dis 'n nalatenskap wat letterlik in jou eie anatomie ingeprent is. Jy kan daaraan dink as 'n lewende geskiedenisles binne in jou eie lyf. En daai geskiedenis, dis absoluut kritiek, veral vir 'n chirurg. Om hierdie oorspronklike argitek se plan te ken, is heeltemal noodsaaklik. Dit is hoe hulle daai algemene variasies kan verstaan en kan navigeer. Dit laat hulle toe om lewensreddende operasies te doen, want hulle weet presies watter pyp waarheen kan lei, selfs al is dit nie die normale roete nie. So op die ou end herinner hierdie hele reis ons dat ons liggame soveel meer is as net masjiene. Hulle is lewende rekords van 'n absoluut ongelooflike skepingsproses. Jou eie bloedvate is 'n lewende, asemhalende kaart van daardie heel eerste paar weke. Jou unieke anatomie is die eindproduk van daardie merkwaardige persoonlike verhaal. So die vraag is, watter storie vertel jou liggaam?